Goeienaand. Lekker vanaand om so saam met jou te kuier en glo dat jy het een besonderse dag agter die rug. Vir my pastoor Stef altyd lekker om saam met jou te kuier en mag vanaand ook een van daai aande wees wat jy werklik hoor en sal ervaar wat die Here vir jou instoor het. En nou ja, vanaand gaan ek met jou praat soos uit liefde, maar by dit wil ek sê, ek gaan ook noem dat ek gaan dalk vanaand sê nou maar, ek wil net dalk hierdie beligting hier reg kry en kyk net, alles lyk daarom maar right. Ek wil vanaand al sê soos, jy weet Driekus, du Plessis sonder handskoene veg, vanaand gaan ek dalk die handskoene afval en ek gaan vanaand sommer net ronduit praat en uit my hart uit met jou deel en wat ek ervaar elke dag en vanaand 'n paar goed sê wat dalk nodig is om te hoor en ek glo vanaand gaan daar baie bevryding ook wees in baie opsigte vir mans en vir vrouens om dit te hoor en ook dalk vanaand daai kosteberekening te doen en 'n bietjie daarna daai lewe van jou te kyk en te sê, "Sjoe, maar hierdie is nogal baie waar." Nou vanaand gaan ek praat oor om mense te laat gaan uit jou lewe uit wat nie gereed is om jou lief te hê nie. En ek dink nie baie sal so daaroor praat nie, maar ek voel na aanleiding van baie boodskappe wat ek jy weet daagliks met mense gesels en dan hoor ek ook jy weet hoor ek dinge. Dankie Willie. Hy sê alle handskoene af, mens moet so praat. Ek wil net sommer hierdie TikTok ook net reg kry. Daar's hy. Nou vanaand baie welkom en geniet. As jy vir jou eerste keer ingeskakel is, dis vir my altyd 'n groot voorreg om jy weet die aande saam met almal te kuier. Môre aand, ek gaan donderdag aand in Pietersburg wees en ek gaan jy weet by my seun wees. Hy het Kruiwenweek so skappie aand en ek gaan hom ondersteun donderdag aand. So môre aand het ons gebedstyd tussen 8 en 9. En ek wil jou uitnooi om jou gebedsversoeke ook te stuur en julle sal sien ook op TikTok my nommer verskyn. Elmarie Gous plaas my nommer daar en dis die nommer wat jy kan stuur as jy graag vanaand op ons groep wil kom waar ek die boodskappe jy weet na die diens plaas in PDF formaat sodat jy daardeur jy weet sommer maar net kan huisgodsdiens hou of stilte tyd of daardeur lees en kan groei ook. En dalk is daar iemand wat jy weet nodig het om dit te hoor en stuur dit vir hom en stuur dit vir hom. Nou ja, vanaand baie lekker om saam met jou te kuier en mag Here jou ryklik seën. Nou ja, ek moet vir jou sê om ook op Facebook, dankie Renier, Lesia en Renier plaas ook my nommer op as jy nog nie my nommer het nie. Nou dit is die moeilikste ding wat jy ooit sal moet doen. En dit sal ook die belangrikste een wees. En ek wil jy moet hoor as wat ek vanaand vir jou sê. Hou op om jou liefde te gee aan diegene wat nie gereed is om jou lief te hê nie. En Vader, vanaand wil ons dankie sê vir u liefde. Dankie dat u my eerste lief gehad het. Dankie dat ek vanaand kan stil word en vanaand besef, daar is niemand soos u nie. U guns, u genade is vir my genoeg. En so bid ek vanaand vir hierdie man en hierdie vrou wat vanaand saam kuier, Here, dat u hulle sal aanraak en dat u ook so hulle sal bedien met u krag en met u liefde. Dankie vanaand dat as daar uit hierdie boodskap uit iets kom wat iemand kan vanaand vat, bid ek vir hom en haar, Here, met vrymoedigheid op sal staan
en sal weet dat hulle is baie werd. En hulle is meer werd. Hulle is meer werd as die krummels wat hulle tans dalk beleef en ervaar. Ek eer U vanaand vir U genade en U goedheid en U guns in Jesus se naam. Maar ek sit met so 'n riggaam, ek het gister hierdie skildery agter my, moes 2 ligte insit daar in die gang, kyk hoe mooi lyk dit met daai gang, wat dit lyk soos 2 vensters, en dit is eintlik 2 ligte wat daarin is, en toe ek hierdie skildery weer ophang gister, dink ek het ek iewerste 'n spiertjie my rug wat vasknyp. Nou dis hoekom ek vandag so bietjie laag sit en so bietjie opkyk, dit voel vir my bietjie beter. Dink 'n bietjie vanaand aan mense in jou lewe wat baie spasie vat. Wat jy weet, hulle is eintlik maar net in jou lewe. En ek praat nie net van verhouding nie, ek praat van in baie opsigte wat eintlik net besig is om, jy weet, jou tyd, jou energie te steel. En mag die Here vanaand hierdie boodskap, jy weet, net kom inspireer deur sy Heilige Gees. Hou op om moeilike gesprekke te voer met mense wat nie wil verander nie. Hou op om op te daag vir mense wat onverskillig is oor jou teenwoordigheid. Hou op om mense te prioritiseer wat jou 'n opsie maak. Jy is maar net vir iemand 'n opsie. Jy is maar net vir iemand 'n uitweg. En vanaand moet jy hoor wat ek vir jou sê. Want ek kry dit so baie en ek wil vanaand uit my hart uit met kompassie en met liefde met jou praat, want hou op om mense lief te hê wat nie gereed is om jou lief te hê nie. En hoeveel keer kan ek en jy vir jare en jare aanbeweeg en weet ek is nie geliefd. Ek voel nie geliefd nie. Ek weet dat ek is hier maar net eintlik soos 'n spaarwiel. Ek praat vanaand van huwelike, ek praat vanaand van verloving, ek praat vanaand van verhoudings, ek praat vanaand in vriendskappe, ek praat vanaand in besigheid, met kollegas en met partners. Vat vanaand, iemand sê stuur groete vir Inge. ek sal vir Inge, iemand hier op TikTok, ek sal vir Inge groete stuur. Sy is daar by die honde bo in die kamer. Nou vanaand, hoor wat ek vir jou sê. Hou op om mense lief te hê wat nie gereed is om jou lief te hê nie. Verder wil ek gaan. En ek wil vir jou sê, ek weet dat jou instink is om te doen wat jy ook al kan om die goeie genade van almal wat jy kan verdien. Maar dit is ook die impuls wat jou van tyd, jou energie, van jou gesonde verstand, en luister baie mooi, sal kom beroof. Wanneer jy, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, wanneer jy met vreugde en toewyding en belangstelling heel volledig na jou lewe begin opdaag, gaan nie almal gereed wees om jou daar te ontmoet nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dit is hartseer, as iemand opdaag en die ander persoon daag nie op nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dit beteken nie jy hoef te verander wie jy is nie. En ek dink dit is jou hartseer. Iemand wil jou verander. Jy is uniek net soos jy is. Dit beteken dat jy moet ophou om mense in jou lewe lief te hê wat nie gereed is om jou lief te hê nie. En ek gaan dit 'n paar keer sê vanaand, sodat jy hierdie hoor, sodat jy keuse sal maak, sodat jy vorentoe kan gaan. As jy uitgelaat word, subtiel beledig, gedagteloos vergeet word of maklik verontagsaam word deur die mense
saam met wie jy die meeste tyd spandeer? Doen jy jouself 'n ongelooflike onreg deur aan te hou om jou energie en lewe aan te bied? Daar's mense, en hoor my baie mooi, daar's mense wat in jou lewe is, wat eintlik net van jou tap. Dit is wat dit, en ek wil vir jou vanaand sê, die waarheid is, dat jy nie vir almal is nie. En almal is ook nie vir jou nie. Dit is nie wat dit so spesiaal maak. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Dit is wat dit so spesiaal maak, as jy wel die paar mense vind, met wie jy opreg vriendskap, met wie jy opreg liefde, met wie jy verhouding het. Jy sal weet hoe kosbaar dit is, omdat jy ervaar het wat dit nie is nie. Kies vanaand jou kring. Die kring wat vir jou omgee, die kring wat jou bel, die kring wat vir jou lief is, die kring wat opdaag. Maar hoe langer jy spandeer om iemand te dwing, en ek sien dit soveel keer, hoe langer jy spandeer om iemand te dwing om jou lief te hê, wanneer hulle nie daartoe in staat is nie, hoe langer beroof jy jouself van daardie einste verbintenis. En dit wag vir jou. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, daar is biljoene mense op hierdie planeet, en so baie van hulle gaan jou op jou vlak ontmoet. Voel waar jy is, verbind met waarheen jy gaan. Ek hoop jy hoor vanaand. Want hoe langer jy klein bly, vasgevang in die bekendheid van die mense wat jou gebruik as kussing, 'n agterbrander opsie, 'n spaarwiel, 'n terapeut en 'n slenter vir hulle emosionele arbeid. Hoe langer hou jy jouself uit die gemeenskap waarna jy smag? Ek het vir te lank in my lewe toegelaat. En ek dink as baie van ons, het ek mense geakkommodeer, wat ek gehoop het hulle gaan verander, het ek gehoop dat hulle gaan opdaag, ek het geglo, hulle amper sê ek hulle nonsens, ek het geglo, dat hulle bedoel dit, hoeveel keer hulle jammer gesê het, hoeveel keer hulle gesê het sorry. Ek praat nie van verhouding gewys nie, ek praat nou van in besigheid. En jy kan dit nou sien in verhouding, jy kan dit dalk sien vanaand in jou huwelik, in watter verhouding. En elke keer het ek hulle geglo, elke keer het ek hulle kans gegee. En nog 'n jaar, en nog 'n seisoen, en nog 'n jaar, het verbygegaan, en op die einde van die dag, het ek gevind, dat soveel van my tyd is geroof, omdat ek my krag en my energie op mense spandeer het, wat nie regtig waar my waardeer en omgegee het nie. Miskien sal jy minder gehou word as jy ophou om op te daag. Dalk sal jy heeltemal vergeet word. Miskien as jy ophou probeer, sal daai verhouding ophou. As jy ophou WhatsApps en SMS'e, sal jou foon vir dae en weke dalk donker bly. Dalk as jy ophou om iemand lief te hê, sal die liefde tussen julle oplos. Vir baie lank het ek in besigheid alles probeer. En toe doen ek 'n toets. Ek bly net stil. Ek vra nie meer. En toe kom ek agter. Eintlik
was hierdie net 'n eenrigting besigheid. 'n eenrigting verhouding. Dit beteken nie dat jy 'n verhouding verwoes het nie. Dit beteken dat jy die enigste ding wat 'n verhouding onderhou het, die energie was, wat jy en jy alleen daarin gesit het. Kom van twee kante af. Die kosbaarste, die belangrikste ding wat jy in jou lewe het, ons het net nou daaroor gesels, is jou energie. Wat jy dit elke dag aan gee, is waarvan jy meer en meer en meer in jou lewe skep. Waarin jy jou tyd gee, is wat jou bestaan sal definieer. En vanaand, ek het gesê, al ons die bokshandskoene af, en wanneer jy dit besef, sal jy begin verstaan, en hoor wat ek vanaand sê, en ek glo dit is die Here wat met ons praat. Wanneer jy dit besef, sal jy begin verstaan, hoekom jy so angstig is, wanneer jy jou tyd spandeer saam met mense, wat vir jou verkeerd is. En ook in werke, ook in plekke, en selfs in stede wat verkeerd is. En jy sal begin besef, dat die belangrikste dinge wat jy vir jou lewe en jouself en almal wat jy ken kan doen, is om jou eie energie sterker te beskerm as enigiets anderste. Hierdie keer is waar wat jy sê. Watter hond voer jy? Die swart een of die wit ene? Hierdie is, ek wil vanaand iets sê, en ek het vanmiddag, terwyl ek by die huis sit, het ek werklik hieroor gesit en, ek wil nie sê top nie, maar ek het hieroor gemediteer oor vanaand se boodskap, want daar is soveel mense wat vasgevang is, daar is soveel mense, wat hulle lewens alles gee, en niks terugkry nie. Hoor die volgende wat ek vir jou wil sê. En hierdie is baie waar. En as jy net uit vanaand se boodskap hierdie kan hoor, dan het ek reg gekry wat ek wou sê vir jou. Maak jou lewe 'n veilige hawe, waarin slegs mense toegelaat word wat werklik omgee, en mense wat luister. Daar's baie mense wat maar net op hierdie ossewaar ry. Daar's mense wat jou tap. Daar's mense wat maar net op hierdie bandwagon is. En ek moes in my eie lewe boundaries stel. Ek moes dinge identifiseer. En as ek sê, maak jou lewe 'n veilige hawe, waarin slegs mense toegelaat word, wat werklik omgee en luister. Ek kom uit die bediening uit, en ek moes leer dat almal wat hulle handjies opsteek, en hulle hande op jou skouers sit, en sê ons is lief vir jou pastoor, is soms mensies wat jou tap op jou skouer of op jou rug, wat eintlik 'n sagte plekkie soek, om jou môre net 'n mes daarin te steek. Ek het iets geleer in die laaste paar maande in my lewe. Ek wil net hierdie Henningeberg hou hierso, Henningeberg, waar is hy nou? Ag, ek het hom nou gemis. Pas op julle, daai Henningeberg, daar is hy. Hier kom net gou die blok. Waar is hy? Oeps, daar is hy weg.
het ek agtergekom, en ek dink baie keer, in besigheid, in verhoudings, en in families, pas op vir hierdie volgende wat ek sê, jy is nie verantwoordelik om mense te red nie. Jy is nie verantwoordelik om hulle te oortuig dat hulle gered wil word nie. Dis nie jou taak om vir mense op te daag en jou lewe vir hulle weg te gee nie. Bietjie vir bietjie, oomblik vir oomblik, omdat jy hulle jammer kry, omdat jy sleg voel,